Goeiedag liefde, ek hoop dit gaan uitstekend met jou vandag. Nou vandag sluit ons week se tema of ons weekreeks af, waarom praat oor Jesus. En ek wil jou sommer waarsku oor vandag se oordenking, vandag se gedagte. En dis nogals 'n kragtige een, dis 'n kragtige waarheid, een wat jou hart kan skud. Om regtig te leef, moet jy jou lewe weggee. Ek sê dit weer, om regtig te leef, moet jy leer om jou lewe weg te gee. In Markus 8:35 sê Jesus, as iemand sy lewe wil red, sal hy dit verloor. Maar as iemand sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal hy dit red. Ons wêreld leer jou dat die wêreld waarin ons leef, leer vir ons die teenoorgestelde. Dit sê beskerm jou eie lewe, nê. Hou dit vir jouself, dink aan jouself, bou jou eie koninkryk. Maak seker jy is die een wat bo uitkom, jy is die een wat wen. Maar Jesus sê die pad na ware lewe lê deur oorgawe. Wanneer jy jou lewe gee vir hom, toewy vir hom, vir die evangelie, vir die goeie nuus, dan ontdek jy wat dit beteken om regtig te leef. Dis nie net mooi beeldspraak nie, geliefde, dis prakties. Prakties lyk dit so. Wanneer jy jou tyd gee om iemand van Jesus te vertel, dan verloor jy nie jou lewe nie. Jy wen die ewigheid, want jy is besig met ewigheidswerk. Wanneer jy jou gemak prysgee om na iemand uit te reik, dan verloor jy nie jou lewe nie, jy wen vreugde. Wanneer jy selfs jou reputasie waag om die evangelie te deel, dan verloor jy nie jy mag dalk voel jy verloor jou reputasie, maar eintlik wat jy kry is jy wen Christus se goedkeuring. En wat's belangriker, jou reputasie of Christus se goedkeuring? Ek weet, Christus se goedkeuring is sekerlik die belangrikste. Nou hier in die groot ironie van die wêreldse koninkryk is so, dit wat jy probeer vashou, dit glip weg. Net teenoor God se koninkryk wat ons leer dat dit wat jy vir Christus gee, wat jy mee vertrou, dit hou vir ewig. So die vraag wat ek aan jou vandag stel is, hou jy nog vas aan jou lewe, jou gemak, jou beeld, jou status, jou aansien, of is jy bereid om dit vir Jesus neer te lê? Werklik toe te laat dat God alles van jou lewe vat en daaroor beheer neem. Want jy maak seker jy gee alles in jou lewe vir hom eerste. Dan begin lyk alles anderste. Geliefde, maak saam met hierdie verklaring. As dit vir jou belangrik is, as dit vir jou sin maak, sê hierdie saam met my. Here, ek gee my lewe, nie om dit vir myself te hou nie, maar om dit vir u en die evangelie te gebruik. Dis die enigste manier om regtig te leef. Geliefde, ek hoop dit maak vir jou sin, ek hoop hierdie week se oordenkings het jou gedryf, gemotiveer om anders te kyk na ons rol hierdie kant van die hemel, hierdie laaste 7 weke se reis deur wat dit is om doelgedrewe te lewe, is vir my so kosbaar gewees, en ons is my so lekker om hierdie dinge met julle te deel, en dankie vir almal se kommentare, almal se tyd, dat julle inskakel op hierdie platform. Ek hoop dat hierdie laaste 40 dae, en môre waarmee ons afsluit met hierdie boodskap, dat dit is belangrik om te praat oor Jesus. Ek hoop hierdie laaste 7 weke het jou gedagtes in jou hart geskuif. Maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die laaste 7 weke. Se reis deur u woord, dat u vir ons rigting gee, duidelikheid gee, dat ons besef dat daar 'n spesifieke manier hoe ons hierdie kant van die hemel kan wandel in u koninkryk, sodat ons meer doelgerig kan lewe en lewens van sin en betekenis kan ontdek. Here, ek bid dat meer vreugde sal losbars in ons lewens, soos ons leer om onsself te belyn met u koninkryk en te leer dat u het so 'n intense hartklop vir die mens, en ons het 'n aktiewe rol om te vertolk en te speel in die storie van Jesus na hierdie wêreld. Here, mag ons gebruik word aanhoudend, mag ons beskikbaar bly en mag ons akkuraat werk met liefde en genade, sodoende dat ander mense die liefde van Jesus kan beleef. Ek bid ook sommer môre vir al ons dienste en vir al ons kerke reg oor die wêreld, wat ons hierdie laaste paar weke of hierdie laaste paar dae sien hoe herlewing uitbreek in Amerika, en ons is so dankbaar vir hierdie dinge wat daar gebeur, Here, en dankie dat dit oorspoel na plekke hier in Suid-Afrika toe, waar ons sien hoe kerke voller en voller raak en jong mense terugkom na Jesus toe, as gevolg van die goeie nuus wat gepreek word en geontdek word. Here, ek is dankbaar daarvoor. Bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Tot ziens.